Goeiedag graad 12. Welkom by vandag se verbruikersstudieles. My naam is Marley Diran. Hierdie les is moontlik gemaak deur die Noord-Kaap Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les gaan oor voedseloordraagbare siektes, voedselbymiddels en voedseletikette. Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om algemene vrae te kan beantwoord oor voedseloordraagbare siektes, die oordraagmoontlikhede, sowel as die inkubasietydperk. Ons gaan ook kyk na voedselbymiddels, die redes hoekom ons hierdie bymiddels in ons kosse gebruik. Ons gaan ook kyk na bekende voedselbymiddels en hulle funksie. Daarna gaan ons kyk na voedseletikette. Ek gaan julle leer hoe analiseer ons voedseletikette en hoe kyk ons na die inligting wat nodig is om sekere vrae te antwoord oor voedseletikette. Jou basiese kennis wat jy moet hê om hierdie les te kan verstaan is jou basiese voedselhigiëne en veiligheid, voedselgroepe en voeding, lees en interpretasie van eenvoudige etikette, ervarings uit alledaagse lewe, algemene kennis van voedselprodukte wat jy self gebruik en eet, ervaring met voedsels wat siekte veroorsaak het en kennis van gewilde geprosesseerde kosse wat voedselbymiddels bevat. Kom ons kyk na ons grondlynassessering. Met ons grondlynassesserings gaan ons net kyk of jy voorkennis het van hierdie onderwerp wat ons vandag gaan bespreek. So ek gaan vir jou 'n minuut gee om gou-gou te kyk of jy hierdie twee maklike vrae kan beantwoord. Iets besmet maak vir gebruik deur kontak met of blootstelling aan 'n skadelike organiese, chemiese stof of omgewing. En dan die tweede vraag, die hoofdoel van die behandeling van 'n persoon wat aan gastro ly, is om die persoon wat te hou. Kom ons kyk na die antwoorde. Die eerste vraag is, iets besmet maak vir gebruik deur kontak met of blootstelling aan 'n skadelike organiese, chemiese stof of omgewing. Is dit intent? Nee. Kontamineer is die regte antwoord. Die tweede vraag, die hoofdoel van die behandeling van 'n persoon wat aan gastro ly, is om die persoon Nommer C, gehidreerd te hou. Goed, ek gee julle gou-gou 'n minuut om die volgende twee vrae te beantwoord. Emulsifiseerders word as 'n voedselbymiddel gebruik om, en jou vierde vraag, tartazine is 'n voedselbymiddel wat gebruik word as 'n. Goed, kom ons kyk na ons antwoorde. Emulsifiseerders word as 'n voedselbymiddel gebruik om, nommer D, te voorkom dat olie en water skei. Nommer 4, tartazine is 'n voedselbymiddel wat gebruik word as 'n smaakverbeteraar, 'n emulsifiseerder, 'n stabiliseerder of 'n kleurmiddel. Onthou, tartazine kom in verskriklike helder kleurige lekker goed en chips voor. So tartazine sal gebruik word as 'n kleurmiddel. En dan die laaste vraag, ek gaan jou net 'n paar sekondes gee om gou hierdie vraag te beantwoord. Identifiseer die datumstempel op 'n voedseletiket wat die periode wat die produk veilig is om te eet aandui. En die korrekte antwoord daar is gebruik teen datum. Goed, dit is net om jou voorkennis te toets. Ons het baie van hierdie goed bespreek op baie van hierdie temas aangeraak toe ons in graad 10 en graad 11 ook voedselkontaminasie gedoen het. Goed, kom ons kyk na ons terminologie. Onthou dat in enige een van hierdie hoofstukke begin ons altyd met ons terminologie.
Terminologie is die sleutel tot sukses. So maak seker jy ken jou terminologie baie goed. Ons eerste terminologie waarna ons gaan kyk is inkubasieperiode. Dit is die tydperk vanaf blootstelling aan 'n siekte veroorsakende organisme tot die simptome intree. Met ander woorde, van die tyd wat jy die kos geëet het, wat blootgestel was aan hierdie organisme, tot die tyd wat jy siek geword het. Dit word jou inkubasieperiode dan genoem. Dan kyk ons na wat is kontamineer. Dit is wanneer iets besmet word. Met ander woorde, jy gaan dit blootstel aan 'n skadelike organisme, soos 'n mikroorganisme, maar dit kan ook wees as gevolg van 'n chemiese blootstelling, of dit kan iets wees wat in die omgewing ook is. Dan het ons patogene. Patogene is 'n siekte veroorsakende mikroorganisme. Infeksie, wanneer die liggaam deur 'n patogeen besmet word. Inflammasie, die liggaam se immuunreaksie teen 'n infeksie. Rehydrasiemiddel is vloeistowwe wat uit die korrekte hoeveelhede glikose, soutte en vloeistof bestaan. Wat is 'n voedselbymiddel? Baie belangrike terminologie. Vir die eksamen, merk dit asseblief as belangrik. Voedselbymiddels is 'n natuurlike of chemiese stowwe wat tydens vervaardiging by voedsel bygevoeg word om eienskappe soos smaak, tekstuur, voorkoms en gehalte te bevorder. Jy moet hierdie definisie ken. Dan kyk ons na 'n preserveermiddel. Ook 'n belangrike terminologie. Preserveermiddel kan natuurlik of kunsmatig wees. Dit is daar om te voorkom of vertraag die bederf van voedselsoorte as gevolg van mikroorganismes. Emulsifiseerders, belangrik. Emulsifiseerders maak dit moontlik dat olie en ander vloeistowwe soos water wel kan meng en 'n emulsie kan vorm. Goed, ons wil seker maak dat olie en water nie van mekaar kan skei nie. Dan stabiliseerders word tot voedselsoorte toegevoeg om daaraan 'n egalige tekstuur te gee en ook om die voorkoms te verbeter. Dan, wat is 'n antioksidant? In graad 10 en 11, wanneer ons vitamiene se gedoen het ons gepraat van antioksidante. Onthou jou antioksidante is Vitamiene A, Vitamiene C en Vitamiene E. Dit is belangrik om te onthou. Wat is die funksie van antioksidante in voedsel? Dit maak seker dat die raakleeftyd verleng word en ook maak seker dat die gehalte van die voedsel verbeter word. Dan is daar natuurlik die verskillende datums wat ons in graad 11 ook geleer het. So ons gaan net weer daarna kyk. Die vervaardigingsdatum, dit dui aan hoe oud die produk is. Dan het ons die beste voordatum, dit dui aan op watter datum die produk se kwaliteit sal behou. Dan verkoopteendatum, dit is die laaste datum waarop die produk verkoop mag word, maar die produk kan nog geëet word na daai tyd en dit kan nog gestoor word na daai tyd. En dan die gebruikteendatum is die laaste datum waarop die produk verkoop mag word, maar ook gebruik mag word. Julle moet seker maak dat julle die verskil tussen hierdie datumstempels ken. Goed, kom ons begin met ons voedseloordraagbare siektes. As ons kyk na ons voedseloordraagbare siektes, dan is daar net 3 van hierdie siektes wat jy moet ken. Ons begin met hepatitis A. Hepatitis A is wanneer ons 'n siekte in ons lewer gaan kry. Jy gaan ook sien dat jy gaan geel word. Hulle praat van jaundice, geelsig. Goed, as jy begin geel word, dan weet jy dat jou lewer is nie gesond nie. So met ander woorde, hierdie bakterie het jou lewer aangetas en maak jou lewer siek. Dan het ons ook E. coli infeksie. Nou jou E. coli infeksie en jou gastroenteritis, albei van daardie siektetoestande gaan te doen hê met jou
spysvertering. Met jou spysvertering. Albei daai siektes gaan jou naar maak. Dit gaan ook vir jou diarree gee. Goed, so met ander woorde, dit is die 3 waarna ons gaan kyk. Hepatitis A, E. coli en dan in Engels praat van gastroenteritis, maar in kort kan ons maar net praat van gastro. Goed, wat moet jy weet van hierdie 3 voedseloordraagbare siektes? Nommer 1, jy moet weet hoe hierdie siektes oorgedra gaan word in die voedselomgewing. Met ander woorde, tydens die kosmaakproses, dit kan ook wees tydens die proses van vervaardiging, of dit kan ook wees as dit vars groente en vrugte is, tydens die proses wanneer daai groente en vrugte gepluk word, om dan verpak te kan word. So enige een van die voedselomgewings waardeur hierdie voedsel gaan, hoe dit besmet kan word met hierdie siektes. En die tweede ding wat jy moet weet van hierdie 3 voedseloordraagbare siektes is die inkubasie, tydperk. So dit is die 2 belangrikste goed waarop jy moet fokus wanneer jy hierdie gaan leer. Goed, nou kom ons kyk na elkeen van hierdie siektes net 'n bietjie onder die vergrootglas. Goed, eerste kyk ons na hepatitis A. Ons het gesê hepatitis A, soos ons weet, dit is 'n lewersiekte. Ons weet ook dat dit veroorsaak word deur die hepatitis A virus. Goed, dit is nie belangrik vir die eksamen nie. Dit is maar net 'n bietjie agtergrondkennis. Wat belangrik vir die eksamen is die inkubasieperiode. So ons weet dat die inkubasieperiode gaan wees van 15 tot 50 dae. Van hierdie 3 siektetoestande is hepatitis A die een met die langste inkubasieperiode, 15 tot 50 dae, maar die gemiddelde inkubasieperiode is 28 dae. So in 'n eksamen kan hulle vir jou die inkubasietydperk gee. Hulle kan vir jou eerste 15 tot 50 dae gee, of hulle kan vir jou 28 dae gee. Dan moet jy weet, hier praat ons van hepatitis A. Wat is die transmissiemoontlikhede? Dit is die tweede belangrike ding waarna jy moet kyk. Goed, nommer 1, deur die ontlasting van 'n besmette persoon. Nou dink jy ontlasting. Ja, nee, die poepoe. Nou, hoe kan dit gebeur? Baie keer kan dit gebeur wanneer ons 'n baba se doek omruil, dan was mense nie hulle hande nadat hulle die doek omgeruil het nie. Ook baie keer gaan mense badkamer toe omdat hulle maag wil werk, en dan was hulle nie hulle hande as hulle klaar is nie. En as hulle hepatitis A het, en nou gaan hulle saam met mense eet, of hulle gaan iemand se hand 'n nice handshake gee, dan kan hulle daai hepatitis A virus oordra. Ook wanneer besmette persone kos voorberei, en hulle nie hulle hande behoorlik was nie, of wanneer jy ook die besmette kos eet, omdat mense met 'n hepatitis A virus aan daai kos geraak het. So dit is die maniere hoe hepatitis A oorgedra kan word van mens tot mens. Ons tweede voedseloordraagbare siekte is jou E. coli siekte. Goed, E. coli, soos ons sê, gaan in ons spysverteringskanaal werk. Goed, wat belangrik is, jy moet weet dat dit is nie skadelik nie, dit is skadeloos. So dit gaan nie baie groot skade nalaat, soos wat hepatitis A byvoorbeeld kan doen nie. As ons kyk na jou inkubasieperiode, wat belangrik is, hulle sê 2 tot 7 dae nadat jy die kos geëet het waarin hierdie bakterieë gaan verskyn. En dan wat is jou transmissiemoontlikhede? Weereens, jou transmissiemoontlikhede is as gevolg van besmette voedsel. Dit kan wees omdat jou vleis nie regtig baie goed gaar is nie. Dit kan wees omdat jou groente besmet is met die ontlasting van diere. Nou weereens, onthou dat baie mense het groentetuine by hulle huise, maar hulle het ook katte en honde. En katte en honde soek altyd 'n plek waar hulle kan urineer of waar hulle ook hulle ontlasting kan laat. En dan kies hulle ons groentetuine om dit in te doen. En dit is hoe ons groentes dan besmet kan word. En as jy nie jou groente gaan was
met skoon water nie, dan kan en jy eet daardie groente, dan kan jy besmet word daarmee. Dit kan ook wees met besmette water. Okay? Baie van ons informele behuisings is naby riviere en damme geleë. Baie van daai informele behuisings het ook nie lopende water nie, so mense maak gebruik van die riviere en van die damme om in te bad. Hulle gebruik dit as 'n toiletgeriep, hulle gebruik dit ook om hulle wasgoed in te was, en dan mense swem ook daarin, en as daai water besmet is, dan kan jy ook siek word. En dan laastens, ons kan dit dan ook oordra van persoon tot persoon. Met ander woorde, as ek die E. coli virus het en ek was nie my hande nie en ek give you a nice handshake, dan gaan ek dit oordra. Of ons eet met dieselfde eetgerei, of ons gaan dieselfde strooitjie byvoorbeeld gebruik as ons koeldrank drink, kan dit dan ook oorgedra word. Die laaste voedseloordraagbare siekte waarna ons gaan kyk is gastro. Nou weer eens, gastro is wanneer ons 'n bakterie of 'n virus het en dit gaan ons ingewande irriteer. As ons kyk, jy sal sien wanneer jy gastro het, jou inkubasietydperk is 'n baie kort tydperk. Dit is van 'n paar ure tot 'n paar dae wat jy gaan siek word. Goed, so jy kan vanoggend die kos eet en teen vanmiddag kan jy alreeds die simptome wys van naarheid, jy kan opgooi, jou maag kan begin werk, jy kan diarree kry. Daai simptome gaan alreeds begin wys. Wat is ons transmissiemoontlikhede? Presies dieselfde as die vorige is. Besmette kos, besmette water. In baie kort, om te onthou dat die transmissiemoontlikhede vir al hierdie oordraagbare siektes is as volg. Nommer 1, mense wat nie persoonlike higiëne gaan toepas nie. Nommer 2, mense wat kos gaan eet wat besmet is. En nommer 3, mense wat water gaan drink wat besmet is. Goed, so dit is ons 3 voedseloordraagbare siektes. Nou, hoe kan die oordrag voorkom word? Hoe kan ons voorkom dat ons hierdie siekte gaan kry? Daar's 'n paar goed wat jy kan doen. Nommer 1, persoonlike higiëne. Dit is ongelooflik belangrik dat ons hande was voor ons eet, ons hande was na ons geëet het. Ons hande was voor ons met kos werk. Ons hande was nadat ons die badkamer besoek het. Inteendeel, ons moet gereeld ons hande was. Nie net afspoel onder 'n lopende kraan nie, maar werklik met seep en water ons hande was en seker maak dat ons hande mooi skoon is. Dan volgende, as ons kos voorberei, moet ons higiëniese metodes gebruik. In graad 10, graad 11 het ons gekyk oor wat is die higiëniese metodes wat ons in die kombuis kan gebruik. Met ander woorde, maak seker dat jou werksoppervlakte skoon is. Maak seker dat die apparaat wat jy gaan gebruik skoon is. Maak seker dat jou snyborde skoon is. Goed, maak seker jou kombuis is skoon, jou asblik word gereeld uitgegooi, jou kombuisvloer word gewas en word ontsmet. So dit is belangrik. So wanneer ons kosse gaan voorberei en wanneer ons kosse gaan opberg, dat daardie yskaste, vrieskaste en kombuiskaste alles baie skoon is en waar daar geen bakterieë in is nie. Dan volgende ook, ons moet bakterieë vernietig. Hoe kan ons die bakterieë vernietig? Om ons kos behoorlik te kook. Nou ek weet wanneer by vleis kom, is daar mense wat van vleis hou wat blou is, en mense wat van vleis hou wat amper rou is, en mense wat van vleis hou wat doodgaar is, maar dit is belangrik as ons sekere vleise eet, soos vis en hoender byvoorbeeld, moet dit regtig dood gaar wees. Ons moet seker maak dat ons kos behoorlik kook. In graad 10 het ons geleer dat bakterieë slegs vernietig word bo kookpunt en daarom is dit belangrik dat ons werklik ons kosse bo 70 grade sal gaar maak om seker te maak as daar bakterieë is, dat hierdie bakterieë vernietig sal word. Dan temperatuurbeheer. Wat ons bedoel met temperatuurbeheer is, wanneer iets koud gehou moet dit koud gehou word. Met ander woorde, jy moet in 'n yskas of in 'n vrieskas sit. Wanneer jy kos warm wil maak, moet jy dit bo 60 grade warm maak. Goed, so op 'n Sondagmiddag, as jy lekker geëet het,
pak eers die kos wat oorgebly het in die yskas weg, voordat jy jou middagslaapie gaan vat. Want teen die tyd wat jy klaar geslaap het en dan die kos wil wegpak, het Bak en Terry lankal lekker gebaljaar op daai kos en dit kan daai kos dalk al besmet wees en as jy daai kos eet, kan jy moontlik siek word. Dan voorkom besoedeling van kos en drink en swem in skoon onbesmette water. So hierdie is net 'n paar goedjies wat jy kan doen om seker te maak dat jy nie besmet gaan word met hierdie siektes nie. Goed, kom ons kyk na die behandeling. Nou, as jy een van hierdie siektes het, hepatitis A of gastro of E. coli infeksie, wat kan jy doen? Die belangrikste ding wat jy kan doen, nommer 1, jy moet rus. Jy moet slaap. Jy moet jou liggaam kans gee om te kan herstel. Die tweede ding wat jy moet doen, is jy moet seker maak dat jy gehidreerd bly. Met ander woorde, jy moet vloeistowwe inneem. Jy moet water drink. Jy moet energy drink. Iets met elektrolyte wat jy moet inneem. Soutte inneem, om seker te maak dat jy daai balans weer herstel. Dan baie belangrik, moenie enige medikasie gebruik om die diarree of die braking te stop nie. Onthou, dit is 'n virus, dit is 'n bakterie wat in jou liggaam is en dit moet uitwerk. En dan laastens wat jy kan doen is, jy kan die BRAT dieet volg. Nou jou BRAT dieet staan vir piesang, rys, appelsap en roosterbrood, wat jy dan kan eet, om seker te maak dat jy elektrolyte terugsit in jou liggaam, sowel as die nodige soutte wat jou liggaam nodig het. Kom ons kyk na tipiese eksamenvrae. Nou, dit is belangrik om altyd terug te gaan, want ons weet nie hoe hulle dit gaan vra nie. Partykeer vra hulle maklike vrae, jy moet net antwoorde gee, alles is onthou, jy het dit geleer en jy kan teruggee. Partykeer vra hulle 'n bietjie moeilike vrae, waar jy jou kennis moet toepas op die tipe vrae wat hulle vir jou gegee het. So, dis belangrik dat ons kyk na die spektrum van vrae wat hulle vir julle kan vra. So, ek het net so een vraagie nou gevat, omdat ons kyk na hierdie vraagie, het ons 'n bietjie ontleed. So, hulle sê hier, lees die scenario hieronder en beantwoord die vrae wat volg. Hulle sê 'n groep voetslagoffers het vir 'n rukkie in die plaaslike kerksaal gebly. Hulle moes die beskikbare toiletgeriewe en eetgerei deel. Daar was geen lopende water nie. Baie het siek geword nadat hulle na hulle huise toe teruggekeer het en hulle is met hepatitis A by die plaaslike kliniek gediagnoseer. Goed, so dis die inligting wat ons dan nou kry. Nou ons eerste vraagie is, gee 'n rede waarom die simptome eers nadat hulle by die huis gekom het, verskyn het. Hoekom het dit toe eers verskyn? Goed, nou wat weet ons van simptome? 'n Simptome moet deur 'n inkubasieperiode gaan. Ons weet ook dat die inkubasieperiode vir hepatitis A tussen 15 en 50 dae is, en ons weet dat die gemiddeld is 28 dae. Dis wat ons weet, want ons het dit geleer. So gee 'n rede waarom die simptome eers nadat hulle huis toe gegaan het, verskyn het. En die antwoord is, want die inkubasieperiode is tussen 15 en 50 dae met 'n gemiddeld van 28 dae na infeksie. Goed, met ander woorde ons sê, skryf 'n paragraaf om te verduidelik hoe die siekte so maklik tussen die vloedslagoffers kon versprei het. Onthou, do not study harder, study smarter. Goed, die antwoord is reg voor ons. Nommer 1 het ons gesien hierso, hulle moet toiletgeriewe deel, sowel as eetgerei. Dis die eerste ding wat ons gesien het. Die tweede ding wat ons gesien het, is dat daar geen lopende water was nie. En die derde ding wat ons gesien het, is dat hierdie groep vloedslagoffers moes vir 'n rukkie in die plaaslike kerksaal gebly het. Wat weet ons van 'n kerksaal? Die spasie is baie beperk.
Goed, so uit ons gevalle studie het ons klaar 3 punte gewys wat ons in hierdie vraag of in hierdie antwoord kan gebruik. Goed, nou kom ons gaan kyk na ons antwoord. Goed, in ons antwoord sê ons, hulle het toilette, wasgeriewe en eetgerei gedeel en die sanitasie was baie swak. So klaar, dit is hoe daardie virus dan oorgedra kon word, of daardie bakterie oorgedra kon word. Nommer 2, kan ons ook sê dat hulle in 'n baie klein spasie was, en omdat hulle in 'n klein spasie was daar dalk mense wat nie gevaksineer is nie, en as hulle nie gevaksineer is teen hepatitis A nie, is hulle baie meer vatbaar om hepatitis A dan te kry. Dan ook, ons praat van 'n beperkte spasie, hier is ons beperkte spasie, en omdat ons in 'n beperkte spasie is dit baie makliker vir hierdie virus om oorgedra te word van een persoon na 'n ander persoon. En dan laastens, daar was nie lopende water nie. Nou as daar nie lopende water is nie, hoe kan hulle hande was nadat hulle die toilet gebruik het? Hoe kan hulle die toilet flush nadat hulle dit gebruik het? Hoe kan hulle eetgerei was nadat hulle geëet het? Hoe gaan hulle die kombuis skoonmaak? Hoe gaan hulle groente en vrugte was? So, lopende water is 'n groot probleem oor hoe hierdie virus dan ook oorgedra kan word, want niks is regtig skoon nie. Goed, so met ander woorde, kyk na jou gevalle studie. Kyk wat gee hulle in jou gevalle studie en gebruik die inligting in die gevalle studie. Ek hoop dat hierdie julle bietjie gaan help om te kan sien hoe benader ons 'n vraag soos hierdie en hoe ons 'n vraag soos hierdie kan beantwoord. Goed, kom ons kyk na ons tweede tema van vandag. Vandag se tweede tema is voedselbymiddels. Onthou dat jy die definisie moet ken. Dit is ongelooflik belangrik. Dit is altyd 'n eksamenvraag, of in die kort vraag of in die lang vraag. Definieer die terme voedselbymiddels. So voedselbymiddels is 'n natuurlike of 'n chemiese stof wat tydens die vervaardiging van voedsel bygevoeg word om eienskappe soos smaak, tekstuur, voorkoms en gehalte te bevorder. Goed, maak seker, 'n vraag soos hierdie kan maklik 3 punte in die eksamen tel. Dan redes vir die gebruik van voedselbymiddels. Hoekom gebruik ons voedselbymiddels? Hierdie is altyd 'n eksamenvraag. Goed, hierdie kan sommer 'n maklike eksamenvraag wees waar jy maklike punte kan kry. Die eerste rede is om die voedsel 'n gladder en meer egalige tekstuur te gee. Tweedens, om die voedingswaarde te kan verbeter of te behou. Want onthou, tydens die vervaardiging van sekere voedselprodukte kan ons vitamiene en minerale verloor. So om seker te maak dat ons daai vitamiene en minerale behou, gaan ons voedselbymiddels soos nutriënte gebruik. Dan het ons ook om die rakleeftyd te verleng. Ons kyk ook na dit help in die prosesering van voedsel, om die smaak en geur van voedsel te verbeter. Onthou, dit gee nie smaak en geur aan voedsel nie. Dit gaan die smaak en die geur aan die voedsel verbeter. Onthou, voedsel het alreeds smaak en geur, maar 'n bymiddel gaan dit net verbeter. So maak seker dat jy dit reg bewoord in die eksamen. En dan laastens, om die voorkoms van die voedsel te verbeter. Die voorkoms waarvan ons hier praat, is die kleur van die voedsel te verbeter, om seker te maak dat die voedsel 'n mooi kleur het. Weer verbeter is jou kernwoord waarna jy moet kyk.